vir my en so net baie lekker om nog eens by julle te wees. Ons sien uit na vanaand se erediens, die tweede. Julle onthou nou hoe ons begin het. Die oorkoepelende tema vir die 4 eredienste is deur sy gees het God ons nuut verwek. En hierdie nuut verwek werk met die groot beeld, en jy hou dit in jou agterkop, van 'n pa wat bevrugting bewerk, oftewel wat verwek, en as die swangerskaptyd verby is daar geboorte. Na die geboorte is daar die eerste melk. Slim mense praat van kolostrum, die biesmelk. En dan is daar in hierdie siklus van bevrugting, verwekking en geboorte en voeding, is daar groei en uiteindelik volwassenheid. Nou, by gister se geleentheid vanuit Johannes 3, die gesprek tussen Jesus en Nicodemus, was die fokus op die feit dat God ons verwek het. Hy het die proses begin wat uitgeloop het op ons geboorte, ons geestelike geboorte. Môre en oormôre gaan die klem weer val op die einde van hierdie siklus. En dit is die volwasse, dinamiese stadium. Vanaand is dit op die geboorte, net na geboorte, die eerste melk, en dan die uitwerking wat daar die eerste melk het op die babietjie. Nou alles, sal jy verstaan, is dan nou geestelik toe te pas. Maar uit die werklikheid van hierdie beeld sal jy sien hoe op 'n wonderlike manier ons Here die werklikheid van hierdie lewensiklus gebruik om ons te laat verstaan hoe sy verlossingsplan ook in jou geval 'n werklikheid geword het. So vanaand is dit oor die geboorte, direk na geboorte, en die gevolg van daardie eerste melk. In jou kop gaan dan wees 'n pasgebore babietjie. Die skrifgedeelte wat hiermee werk is 1 Petrus, tweede hoofstuk, sy eerste 3 verse. En dan is daar sprake van hierdie eerste babietjie wat sy ma se eerste melk, daar die kolostrum, die biesmelk, geproe het. En die van julle, wel, baie van julle het self 'n babietjie gevoed, geborsvoed. Ons ander was getuie daarvan, en jy kan jou in elk geval indink hoe dit moet wees. Nou, die boodskap van die skrifgedeelte is dat ons die opdrag kry om te smag na die woord van God, soos 'n pasgebore babietjie wat sy ma se eerste melk geproe het, en dan nog wil hê. Dit is die agtergrond van vanaand se erediens. Ons Here is altyd oral teenwoordig. Maar nou, wanneer ons die erediens begin, is hy vir ons bewustelik hier in ons midde. Julle gaan deur my mond ons afhanklikheid aan ons hemelse Vader verklaar, en daarna kan jy luister en ook kyk hoe die Here ons laat sien. Ons hulp
is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Aan die gemeente van God, die NG Kerk Carletonville, die NG Kerk Carletonville Suid, die NG Kerk Oberholzer Wes en aan almal wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het om aan hom te behoort. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Deur sy Gees het God ons niet verwek. Hy het boonbehalwe ons uit water gebore wees, ons natuurlike geboorte, die verwekking wat jou menslike pa veroorsaak het. Boonbehalwe dit het God 'n nuwe verwekking veroorsaak. En in hierdie reeks van gebeure is ons fokus nou nie by die verwekking nie, maar by die geboorte, net na geboorte, die eerste melk. En is wonderlik as mense dit raak sien, hoe dat die hele Petrusbrief eintlik met hierdie beeld werk. God as Vader, as Pa, en met die idee van die niet-verwekking, die proses van die wedergeboorte begin deur die niet-verwekking. Ek lees hoofstuk 1 vers 3. Daar staan: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons niet verwek. In 'n normale erediens sal ek nooit na die Grieks verwys nie, maar omdat ons nou ons 4 dominees hier het, dominee Nico, dominee Tinus, dominee Matthys, dominee Priscilla, die woord wat hier gebruik word vir die niet verwek is anagenao. Dit is om van bo af te verwek. Niet verwekken. In hoofstuk 1 vers 23, ons sal net nou sien die verband met hoofstuk 2 vers 1 tot 3. Maar in die direct voorafgaande paragraaf is dieselfde gedagte. Ek lees, daar staan: julle is weergebore uit onverganklike saad. En wat is die saad wat God gebruik vir hierdie verwekking? Is die lewende en ewige woord van God. So, jy hoor, dit is die beeld waarmee 1 Petrus werk. En dan in hoofstuk 2 se vers 1 tot 3 vat dit nou verder. Dis die swangerskap. Niks gesê oor die periode tot geboorte nie. Dis in die ewigheid. En dan is dit nou net na geboorte, waar hoofstuk 2 vers 1 tot 3 dit optel. Die rykdom van God se woord gaan jy opnuut beleef. Net 3 verse, kort paragraafie, maar wat daaruit gaan kom, en my diep geroer en beweeg, en mag dit ook so
vir jou wees. Kom ons lees. Vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie, kwaadpraterij. Vers 2. Soos pasgebore babietjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei en die saligheid verkry. Vers 3. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Nou, daar is vertaal vraagstukke in hierdie kort gedeelte, wat nogal vir die boodskap van vanaand baie belangrik is om dit raak te sien en op te kla. Die eerste vertaal vraagstuk is rondom die woorde en die saligheid verkry. Nou, saligheid, die meer hedendaagse Afrikaanse woorde daarvoor is redding of verlossing. Jy sal sien dat in die vertalings, 2020 vertaling, Nuwe Lewende vertaling, word die woord saligheid nie meer gebruik nie. Hy het nou geword soos party van ons is. Hy is nou oud en gebere. In jou kop dus, redding of verlossing. Maar in die oorspronklike staan daar, sodat julle daardeur kan groei, en jy gaan dit net nou sien wat dit is. Die tweede vertaalprobleem wil ek gou eers net noem, is die woord ondervind. En die derde probleem lê rondom die einde van vers 1 en die begin van vers 2, waar daar 'n punt is. In die oorspronklike is daar nie 'n punt nie, ek sal net nou dit wys. Nogal met 'n groot implikasie vir die verstaan van hierdie gedeelte. Kom ons begin by die en die saligheid verkry. In die oorspronklike staan daar net, jy kan dit gaan kontroleer in die 33 vertaling, jy sal dit ook sien in die 2020 vertaling, daar staan net tot verlossing. Dan loop het so, daardeur sal julle groei tot verlossing. En die feit dat ons in die 83 vertaling dit het as en die saligheid verkry, veral die verkry is gewoon nie reg nie. Want as jy mooi kyk, dan sal die betekenis daarvan wees, jy moet die geestelike melk inkry en dan sal jy die saligheid verkry. Dis 'n voorwaarde vir jou om saligheid te verkry, terwyl dis nie wat daar staan. Nou, Matthys en Nico en Tinus en Priscilla, jy sal sien daar in die Grieks, die eis soteria. Wat die bedoeling duideliker uitbring, is as ons dit sou verstaan as tot volwasse verlostes. Dis die betekenis. Dis nie asof jy jou verlossing nog moet kry nie. Nee, jy wat uit die gees gebore is. Jy wat kind van God is. Jy het die verlossing. Jy is gered. Maar wat moet dan gebeur? Jy moet die regte voeding kry om nou van 'n pasgeborene te groei tot 'n volwasse verloste. So, ons gaan nou verder so werk met hierdie skrifgedeelte, sodat julle daardeur kan groei tot volwasse verlostes. Die tweede, ondervind, nie sleg nie. Ondervind beteken ek ervaar dit so. Maar die lastigheid is dat dit 'n baie wye betekenis het en dat die verband met die melk eintlik bietjie verlore gaan.
In die oorspronklike staan daar die woord wat ons in Afrikaans sal weergee met proe. Dominees, dis egesaste, om te proe, of om te smaak, om die smaak te kry, om te proe. En dit maak dan die verband duidelik. Dit is nou net gepraat oor melk, en dan die proe, en daarom gaan ons nou ook vorentoe, as ek nou verder vir die uitleg maak, gaan ons werk met proe. Jy het geproe dat die Here goed is. Nou sommer dadelik, ons gaan diep daarop ingaan, maar dadelik verstaan jy, waarna verwys die proe? Het verwys na die melk, die eerste melk. Dus dit is die geproe hoe goed God is. Die ander probleem, die verhouding tussen vers 1 en 2. Ek gaan nou net die rede, hoe kan ek sê, ek gaan net die probleem beskryf, nie nou al om oplos nie, want eers is ons vers 2 en 3 goed onder die knie, dan gaan jy verstaan wat die probleem is met die verhouding tussen vers 1 en 2. Maar ek wil jy moet nou net raak sien. Oomlik klink dit asof daar 'n opdrag is, vers 1, hou op met al hierdie lelike goed. En in vers 2, 'n tweede opdrag is, naamlik, smag na die geestelike melk. Terwyl in die oorspronklike is daar net een opdrag. En ek gaan net so ietsie nou daaroor sê, maar eers net nou die probleem oplos. Die hoofwerkwoord, behalwe die dominees, daar is daarom almal het, meeste van julle het Afrikaans en Engels gehad tot standaard 8 of matriek. En dalk bietjie op universiteit nog daarmee gewerk. Maar die hoofwerkwoord van al twee daai verse is die woord wat sê smag. Dit is die enigste opdrag wat daar staan. Die ander is nie 'n opdrag nie. Die ander is, slim dominees, is 'n, onthou julle nog die woord participium Matthys, is 'n deelwoord. As jy dit letterlik moet vertaal, dan sal daar staan, houende op met hierdie goed, moet julle smag. Wat sien dis net dit nou raak. Daar is net twee opdragte nie. Die twee opdragte maak dit 'n probleem. Ek gaan net nou dit nog verder verduidelik hoekom dit 'n probleem is. Nou, genoeg daarvan. Nou, belos hierdie kort versie se gedagtegang. Jy moet hom sy gedagtegang duidelik snap. Want die oomblik wat jy dit snap, dan kry jy die insig in wat dit is wat God hier openbaar. Die wonderlike boodskap hierin en die wonderlike opdrag wat ons kry. Die hoofgedagte, het ek gesê, is daar die opdrag. Soos pasgebore babietjie smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk. Wat is die suiwer geestelike melk? Die Bybel, die woord van God. So dis die hoofgedagte. Daar die opdrag, julle moet smag. So hou me in jou kop. Dis die saak wat voorop staan. Smag na die woord van God. Dan die tweede woord in hierdie kort paragraaf. Die dan moet jy saamlees met die hoofopdrag. Dan, of liewers dan, as kom maar net sowel sê, daarom moet julle smag. Dan kan jy wonder, ag, toch nie, wat se hardklowerry is dit nou die? Nie is die hardklowerry nie. Hierdie is om jou regtig met jou verstand te greep te gee op wat dit is wat God hier openbaar. Daardie dan gryp terug na 1 vers 23, wat ek net nou ook gelees het. Ek gaan weer vers 23 lees. Daar staan, julle is weergebore uit onverganklike saad, die lewende ewige woord van God.
So dis die stelling wat gemaak word, die wonderlike vaste feit. En nou hoor jy dit op vanaand. Jy is weergebore, afgehandel, dis 'n feit wat staan, en nou kom 2 vers 1 wat sê, daarom moet jy smag. Oftewel, smag dan na die woord van God. Die gevolg van die feit dat jy deur God nie verwek is, wedergebore is, die gevolg daarvan is, jy moet smag. Klaar met die opdrag en die hoofgedagte. Dan in vers 3, die sleutelwoord is daar die immers. Kyk, hoe staan hy daar? Julle het immers geproe dat die Here goed is. Immers, is bietjie 'n smart Afrikaanse woord vir want julle het geproe dat God goed is. Ons kan sê, dit is die motivering vir die opdrag. Hoekom moet jy smag na die woord van God? Want jy het klaar geproe hoe goed God is. En ons gaan nou verder sien, wat is hierdie proe? Presies. Dan is daar 'n gedeelte wat nou, die ander kleur is die tweede deel van vers 2 wat sê, sodat julle daardeur groei tot volwasse verlosters. Daardie sodat is weer 'n merker. Wat wys die sodat? Dit wys, hierdie is 'n gevolg. Kyk nou hoe loop hy. Opdrag, smag na die woord van God, na die suiwer geestelike melk. Hoekom moet jy dit doen? Want jy het klaar geproe hoe goed God is. En wat is die gevolg van as jy nou die opdrag uitvoer om te smag? Dan sal jy groei tot 'n volwasse verloste. Jy het die argument nou, jy sien hoe loop die gedagtegang. Jy moet smag na die woord. Dis 'n noodwendigheid, want jy het klaar, omdat jy 'n wedergeborene is, het jy klaar geproe hoe goed God is. En die uiteinde, as jy die opdrag uitvoer en hierdie geestelike kos kry, is dat jy van 'n pasgebore babietjie, wie se doeke geruil moet word en wat gevoer moet word, kan groei tot 'n volwasse verloste. Jou verlossing is vas. Hierdie opdrag is om te sê, daarom, wat moet gevolglik gebeur? Nou, sit ons met vers 1, waarmee die gedeelte begin. Hou op, onthou die dan, loop saam met vers 2. Hou op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie, kwaadpraterij. En die vraag is nou wat nou hiervan? En dis hoekom ons studie so lank is. Want ons moet bietjie kan dieper gaan kyk. Dominees sal getuig daarvan. Om te kan die vraag te beantwoord, nou wat nou hiervan? Want soos hy nou daar staan, Dani, soos hy nou daar staan, is dit 2 botsende goed. Hier staan, hou op met al hierdie slegte goed. 1 opdrag. Tweede opdrag, smag na die woord van God. En dan soos hy vertaal was, en jy sal die saligheid verkry. Wat maak ons menslike verstand? Ons wil soos Nicodemus redeneer. Ons wil sê, okay, ek verstaan nou, as ek hierdie goed los, wat alles, jy het net nog gesien, elke vorm van kwaad, bedrog, huichelarij, jaloesie, kwaad, as ek dit los, as ek smag na die woord, en ek volhard daarin,
sal ek dalk die verlossing verkry. Dis nie wat daar staan nie. Die vertrekpunt is, jy is verlos. Maar nou, ons moet die vraag beantwoord. Hoe moet ons dan vers 1 verstaan? En die antwoord lê om te sien hierdie melk. Wat is dit, die melk? En ek gaan dit nou uit mekaar haal. Ons het hier sprake van, julle onthou, bevrugting, geboorte, eerste melk. God die Vader, ek gaan die net om weer uit mekaar uithaal, dat jy seker is jy het hom. God die Vader van ons Here Jesus Christus het in sy groot ontferming ons opnuut verwek. Ons kan sê dis, hy het die proses begin wat uitgeloop het daarop dat ek 'n verloste is. Dat ek gebore, dat ek 'n geestelike geboorte gehad het, dat ek wedergebore is. En soos met enige geboorte, is ek by geboorte, by my geestelike geboorte, by my weergeboorte 'n babie. En nou staan daar, soos pasgebore babietjies smag na melk, moet julle smag. En hierdie smag na melk word gekoppel aan die soos 'n pasgebore babietjie doen. En die rede hoekom jy moet smag na melk soos 'n pasgebore babietjie is, want jy het die geproe hoe goed God is. Nou moet ons gou net klein syspoortjie maak oor hierdie eerste melk. Net na geboorte. Dan kan jy jou indink, ook by die mens, maar ook by soogdiere, is dit dieselfde. Daardie kolostrum, die biesmelk, wonderlike eienskappe. Is jy dalk iemand wat verpleegkunde agtergrond het? Hand op? Niemand nie. Die klomp maas, is jy verpleegkunde agtergrond, Barbara? Jy sal vir ons, ek dink 'n lesing kon gee oor kolostrum. Maar ek gaan dit nou in jou mond lê en jy kan sê, jy praat waar, of jy kan sê, stadig oor die klippe. Maar die maas sal ook bietjie weet hiervan, en die paas ook. Kolostrum is 'n wonderlike, aanvanklike voeding, wat tegelykertyd baie kragtig is, dit gee baie energie en groeikrag, maar dit is ook 'n natuurlike antibiotika, wat vir hierdie klein mensie, wat nou in die wêreld inkom, en skielik blootgestel is aan wat alles, kieme en virusse ensovoorts, wat die immuniteit gee, sodat menslik gesproke hierdie pasgebore babietjie sal oorleef. En as jy wil, gaan Google 'n bietjie kolostrum en gaan vra die eienskappe van kolostrum en dis meer. Dan verstaan mens nog duideliker waaroor dit hier gaan. Ek gaan dit nou nog verder verduidelik. Ons moet dus die geboorte en die eerste melk, die kolostrum, eintlik as een gebeure sien. As ek 'n bietjie dogmaties kan praat, kerktaal kan gebruik, die verwekking, die bevrugting, die wedergeboorte en hierdie eerste melk, die kolostrum, kan ons eintlik so 'n sirkel omtrek en sê, dit is God se verlossingsdaad. Dit is wat hy doen. Hy neem die besluit
Nou julle gisteravond Efesiërs 1 vers 3 en 4. Hy neem die besluit voor die grondlegging van die wêreld. Jou maak ek my kind. Jou verwek ek. Dit is die verwekking. En dan gee God, hy waarborg, kan ons sê, na die weergeboorte, met die eerste melk, as deel van sy verlossingsdaad, gee hy die melk, hierdie eerste melk, hierdie kolostrum, wat jou redding, jou verlostheid vasmaak. Geen geestelike virus, kiem, hongersnood, Romeine 8, wat ook al, kan my verlossing van my al wegvat nie. God waarborg dit. Nou, daardie opdrag wat kom om te smag na die geestelike melk, wil dan sê, hier is jy wedergeborene. Dink nou terug aan die tyd toe jy net wedergebore is. Hier is jy wedergeborene. Nee, ek sê dit heeltemal verkeerd. Dink terug aan die tyd toe jy bewus geword het van die feit dat God jou sy kind gemaak het. Want hy het dit lankal gedoen. Jou bewuswording was dalk op 'n bepaalde stadium. In my geval, en so net, my vrou sê dieselfde van haar, ons het nie, ek kan nie sê, ek het bewus geword daarvan op daai dag nie. Van ek my verstand het ek het net geweet. Ander mense, dalk is jy een van hulle, kan weer baie presies dag en datum sê, wanneer jy bewus geword het. Maar dan moet ons akkuraat praat daaroor. Dis nie die dag toe ek wedergebore is nie. Nee, dis die dag toe ek besef het dat God voor die grondlegging van die wêreld al my syne gemaak het. Maar nou hierdie verbinding wat gemaak word tussen soos 'n pasgebore babietjie smag na melk, en julle het mos geproe dat God goed is. Dit wil ons nou bietjie van naderby duidelik sien. Jy sal weet. Kom ons dink in terme van of 'n ooi en 'n lammetjie, of dalk het jy dit eerstens beleef in die wildtuin met 'n bok en haar lammetjie, dat die lammetjie is gebore, wankelrig op die bene, kort na geboorte, en weet nie mooi hoe nie, en op 'n manier kom die lammetjie se mond by die ma se eie uit, en so half dom, weet nie mooi wat nie, en begin suig, en proe die melk, en skielik is daar, daai lammetjie kry net lewe, en dit is eintlik 'n pompaksie van die lammetjie, en die stertjie baai, en ek wil nog een ma, ek wil nog een ma. Terug by 'n babietjie. Eintlik dieselfde. So half onbelangstellend, weet nie mooi nie, en onder die begeleiding van die ma, die oomblik wat daai klein mensie die melk proe, dan is dit, wat sal mens sê, van nature. Nog hê, nou wil ek melk hê, en ek wil weer hê, en ek wil weer hê, ek het geproe hoe goed dit is. Dit is wat hierdie opdrag impliseer. Jy, kind van God, jy
klaar geproe as deel van God se wonderlike versorging, het jy geproe dat hy goed is. En die uiteinde is vers 1, die uiteinde, maar ek moet nou eers nog 'n bietjie redeneer daaroor, dat jy dit duidelik kan sien. Net nou gesê, daai hou dan op met, klink of het 'n opdrag is, maar het is nie. In vers 2 begin nie as 'n nuwe sin nie. Dit is nie 2 opdragte nie. Dit is 1 opdrag wat gegee word. En wat is hierdie 1 opdrag? Jy moet die regte voeding inkry. Dis die opdrag. Jy, kind van God, of jy nou 70 jaar oud is, of 60 of 50 of wat ook al, jy kry vanaand die opdrag, smag na die woord van God, soos hierdie pasgebore babatjie. So, 2 vers 1 en 2 vers 2 is 1 sin, en 2 vers 1 is 'n bysin by 2 vers 2. Nou jy sal nou sê, ons wil nie 'n taalkunde les hê nie, maar die taalkunde les het 'n doel. 'n wonderlike bevrydende doel, sodat jy reg verstaan wat hier staan. Hoe ons net 2 klein veranderings maak die probleem reg. As jy nou kyk, die een is vers 2 se soos, moenie met 'n hoofletter begin nie, nommer 1. En vers 1 se begin moenie klink asof dit 'n opdrag is nie, want dit is nie. As hy begin op hierdie manier, eers dan sal julle ophou met elke vorm van kwaad en al die slegte goeders, dubbelpunt. Wat moet eers gebeur voor jy dit sal reg kry om op te hou met hierdie slegte goed? Jy moet soos 'n pasgebore babatjie smag na die melk. Sien jy nou die gedagtegang? Dis nie, hou eers op hiermee en smag en dan sal jy dalk verlos wees nie. Nee, dit is, God het jou sy kind gemaak. Hy het die geboorte bewerk. Hy het selfs die eerste melk gegee. Hy het jou laat proe hoe goed hy is. En nou kom die opdrag. Sorg dat jy die regte geestelike kos inkry, en wanneer, na mate dit gebeur, vers 1, kry jy dit reg om elke vorm van kwaad, alle bedrog, huichelarij, jaloesie, kwaadpratery, een kant toe te skuif. Eers dan. Nou, ek dink die logika is nou vir jou duidelik. 'n bevrydende logika. 'n logika waarmee jy kan uitstap net nou, of wanneer ons gaan kuier rondom die soppotte. Wat jy net kan sê, wat 'n wonderlikheid het God my aangedoen. Maar kom ons vat dit verder. Die gevolg, heel op die regterkant deel onder, die gevolg is, jy is 'n volwasse gereddene. Jou gereddenheid, jou verlostheid, stap vas, staan in God se besluit vas. Wat moet gebeur, in kerkaans gesê, is die heiligmaking. Wat moet gebeur is, jy geproe hoe goed God is. Nou moet jy smag. Die uiteinde is, jy is 'n volwasse gereddene, en dan is die uiteinde, dat jy nie meer kleutergedrag openbaar. Dat jy dit al hoe meer reg kry. Om nie meer op te tree soos 'n onvolwassene, soos 'n kleuter, wat hulle weet hoe se
Hoes party, ja, seker maar alle kleuters. En myne, baie selfsugtig, kleinserig, vinnig op die perdjie, manipulerend, wat nie alles nie, maar dan kry jy dit reg om nie meer kleutergedrag te openbaar nie. Maar sien raak, dalk kan jy op die skerm dit nie mooi sien nie, daar die eerste 2 blokke wat in swart is, bevrug, geboorte, babiekie, eerste melk, is deel van God se verlossingshandeling. Dis God, dit alles in terme van hierdie beeld, is wat God doen en dit staan vas en dit kan nie omgekeer word op geen manier ooit nie. Daar wat toe ek net nou oor kolostrum gepraat het, jy sal baie weet van kolostrum. Ek moes eintlik gemaak het dat jy vir ons kon vertel. Synde apteker, sal jy presies weet. Maar daai eerste melk, daar die kolostrum is ingesluit daarby, die waarborg, jy is myne. Christus se woorde in die hoëpriesterlike gebed, Johannes 17, as hy vir die Vader sê, van die wat U my gegee het, sal nie een verlore gaan. Hy bid oor ons, en dit alles lê vas in God se besluit. Onthou julle gisterand, ek kan jou nou aanspreek as jy ook uit gees geborene. Onthou julle wat dit beteken? Wie sal die koninkryk van God sien, sê Jesus vir Nicodemus? Die wat uit water en gees, hoofletter G, gebore is. Jy sou nie hier gewees het. Die wind het gewaai. Jou hier wees is die teken dat jy 'n uit gees geborene is. En as uit gees geborene, kan jy nou, jy sê, ek weet absoluut met sekerheid, God waarborg dit, ek is kind van God. En ek het geproe, ek weet hoe goed God is. My appetijt is nou wakker. Ek wil, nou soek ek nog geestelike melk. En ek smag na die woord van God. En hoe smag mens? Hoe blyk dit dat jy die regte voeding soek? Heel prakties. Dit blyk as jy persoonlik moeite doen, tyd maak om te Bybel lees en Bybelstudie te doen, om nog 'n stap verder te gaan, bronne te gebruik, hulpmiddels om jou te laat verstaan. As ek 'n gedeelte nie mooi verstaan nie, of al verstaan ek, maar dat ek nogtans bietjie gaan kyk, hoe het God ander mense gelei, en dat ek daardie bronne gebruik, sodat as dit vir my voel, hierdie is bietjie vaste spyse, kom ek kyk of ek nie hulp kan kry, om my te laat verstaan, hoe ek hierdie gedeelte moet verstaan nie. My gebed, wat ons hierdie week by uitstek bid, lei my deur U Gees, sodat ek dit regtig reg kry. Maak dinktyd, oordenktyd en inleeftyd. Waarmee bedoel ek? Nie sommer vinnig net, ek lees gou 'n stukkie en dan gaan aan. Natuurlijk,
is daar die sorge van die lewe, het jy verpligtinge en dies meer. Maar, omdat jy geproe het hoe goed God is, wil jy wil nog hê. En 'n manier om dit te laat gebeur is dat jy, as jy met 'n dagboek werk, ek sien jou daar met die uniform aan, dan, ouwet jy het 'n skedule, maar sit in jou dagboek, hierdie kwartier, maak ek 'n afspraak, tussen my en die Here, en ek gaan hierdie tyd gebruik, ek gaan weer daai vers of 2 lees, dalk weer vanaand se gedeelte, en ek gaan dit oordink. Ek gaan met God in gesprek tree daaroor, want ek wil die voeding uit hierdie kos uithaal. En in leeftyd, dat ek wie het The Chosen een of meer episodes gekyk. Weet julle waarvan ek praat, is so reeks, een naam. The Chosen stel mens nogal in staat om jou bietjie in te leef. Maar jy hoef het ook nie, jy kan net self dink, as Jezus sê, of as die beskrywing is, hulle is daar op die oewer van die meer van Galilea, en Jezus staan op die oewer, en sy uiteindelike volgelinge is besig om die nette uit te gooi, en hy roep vir Johannes, of hy roep vir Petrus. Jy kan jou inleef in daai situasie. Dat jy nie net dit vinnig lees nie, maar dat jy as het ware 'n video maak in jou kop. Dit is inleef in die Bybel wat jy lees. Dat jy gesprekke het, dat jy tyd benut. Natuurlijk het ons ook behoefte om te praat oor Saterdagse rugby en oor hierdie resep en oor wat alles nog is nodig en ons moet dit doen. Maar dat ek ook tyd maak om dieper te praat. Om op daardie manier, dalk wil God hierdie persoon gebruik om my 'n nuwe insig te gee in sy woord. Of deur groeps Bybelstudie. Ek neem aan in julle gemeentes is daar groeps Bybelstudie, wonderlike geleentheid waar jy as het ware mekaar help om die kos te kou en te verteer en in te neem. Of eredienste mee te maak, waar aan die een kant is dit die wonderlike van saam sing, lofprysing, maar die belangrike faset van kos kry. Dat die persoon wat God geroep het om sy woord vir ons te verklaar en toe te pas, dat ek die geleentheid benut en daardie kos inneem en my bidden die hele tyd in gesprek bly met die Here. Wat sê jy hiermee vir my? Hoe kan ek dit praktyk maak in my lewe? Uiteindelik kom het daarop neer. Ek wil Jesus Christus nie net praat nie, wil nie net sê wat hy gesê het, wat hy onderrig nie, maar veral ek wil hom leef. Ek wil in die goeie herder se spore trap. Ek wil uit die Bybel uit agterkom, hoe het hy gemaak, hoe het hy vir die latere Bybelskrywers, hoe het hy hulle sy onderrig laat voortsit. Ek wil dit my eie maak, ek wil hom naleef, ek wil leef soos wat hy leef. Die gevolg en die uiteinde van sulke regte voeding, as jy die opdrag uitvoer om te smag na die suiwer geestelike melk, dan is die gevolg dat jy 'n volwasse verloste word, dat jy
dit uiteindelik al meer reg kry om op te hou met. Julle onthou daai lysie? Jy kry al meer dit reg. Partykeer tot mense eie verbasing. Ek wou eintlik die ou teruggeklap het, maar ek het nie. Dis die voeding wat God my gee, wat my al meer in staat stel om op te leef na my status as kind van God. Dan bly ek nie 'n papbabietjie nie. Ek moet weet, elkeen van ons nou, ek moet weet, as ek die opdrag nie uitvoer om te smag na hierdie voeding, gaan ek 'n papbabietjie bly wat ander geestelik moet kom versorg. Maar God wil my juis gebruik as 'n volwasse geredene, as 'n iemand met dinamiese spierkrag. As ek maar, julle gaan dalk die foto nie mooi sien nie, maar dink jou in 'n atleet, 'n hekkie hardloper, of jy het 'n paar lang afstande gehardloop, gefiets, nog steeds. Wie het al 'n halfmarathon gehardloop? Daar is die hande. Wie het al 'n volmarathon gehardloop? Daar is weer die hande. In geestelike sin is dit wat 'n volwasse verloste is. Dat jy dinamika ontwikkel, dat jy spierkrag ontwikkel, dat jy berge, geestelike berge kan versit. En dit gebeur wanneer jy kind van God, wat geproe het hoe goed God is, wat die verlossing beleef het, nou smag om daardie goedheid verder as voeding in te neem. Amen. Voor ons saam ons oë toemaak, ek gaan in ons gebed, as jy op die skerm dit sien, vir die Here sê, ons het geproe, en ons smag voor hom uitspreek, en hom vra dat hy deur sy gees ons lei, sodat ons deur hierdie voeding dinamiese, volwasse verlostes kan wees, en die wonderlike uiteinde wat hy bewerk, eendag in volmaaktheid, maar nou groeiend in hierdie lewe, dat ons dit reg kry om al meer ons Here na te leef. Julle bly so sit, my mond is joune. Ons bid saam. Here, dankie dat U hierdie kort skrifdeel gebruik om ons bevoorregte posisie te laat besef en beleef. Dankie dat U ons so bevoorreg het bo miljoene ander om te kon proe hoe goed U is. Dit maak dat ons nog geestelike voeding wil hê,
Lei ons deur u Gees om dit regtig reg te kry, om met dissipline tyd te maak, sodat ons geestelike spierkrag kan ontwikkel, om die werk wat u nog deur ons wil doen, voluit te kan doen. Dankie dat ons nou al ons Here Jesus by die wenpaal kan sien staan, elkeen van ons met ons oorwinnaarskroon in sy hande. Dankie dat ons nou kan leef met hierdie sekerheid. Here, ons het u goedheid geproe. Ons smag na suiwer geestelike melk. Amen. Jy kan jubel oor God se goedheid. Smag na nog groei tot dynamiese, volwasse verlosters. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die intieme persoonlike verhouding met die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.